Elke dag beweeg daar duisende gedagtes deur ons brein. Party is sag soos fluisteringe, ander is hard soos donderweer. Navorsers sê ons dink tussen 60 en 80.000 gedagtes per dag. Dis 'n storm van data, dis 'n storm van woorde, van vrese, van herinneringe, van drome, wat deur die binnekamer van jou siel waai. En tog bepaal net een ding die rigting van jou lewe. Watter gedagtes jy toelaat om agter te bly, om deel te word van jou gedagtekringloop. Die woord herinner ons dat ons denke bepaal hoe ons leef. In Romeine 12 vers 2 sê Paulus vir ons, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welbehaglike wil van God is. Nie elke gedagte wat in jou kop opkom, verdien om daar te bly nie. Party is toksies, hulle vergiftig jou vrede, steel jou vreugde en breek stadig jou hoop, jou geloof en jou vertroue af. Dis waarom die Heilige Gees daar is, om ons te help om dit te toets, om elke gedagte te bring onder die lig van die waarheid en te vra, stem dit ooreen met God se hart. 2 Korintiërs 10 vers 4 en 5 sê, want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, om redenasies en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God neer te werp en elke gedagte gevange te neem tot die gehoorsaamheid in Christus. Die toets van ons gedagtes gebeur nie alles op een dag nie. Dis 'n proses. Dis 'n geestelike oefening wat met elke dag nuwer en skerper en sterker moet word. En hoe meer ons toelaat dat God ons denke vernuwe, hoe makliker herken ons die stem van waarheid tussen die geraas van vrees en leuns. Onthou, die stem van waarheid is Jesus se stem, want Jesus sê ek is die waarheid. Paulus gee vir ons 'n eenvoudige maar heilige maatstaf. Filippense 4 vers 8. Verder broers, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat regverdig is, al wat rein is, al wat lieflik is, al wat loflik is, as daar enige deeg en as daar enige lof is, bedink dit. Die gedagtes wat jy in jou kringetjie hou, vorm die rigting van jou lewe. Jy hoef nie elke negatiewe gedagte te beheer nie, maar jy kan kies watter een jy laat bly. Een gedagte op 'n slag. Laat God die toksiese verwyder en sy vrede plant, want 'n gemoed wat getoets en vernuwe word, word die tuiste van sy volmaakte vrede. Hemelse Vader, kom help ons, kom verander ons gedagtes, kom verander die manier wat ons dink, en help ons om U voorop te stel deur ons hele lewe. Vader, kom gee vir ons weer hoop, en kom help ons om ons gedagtes 100% net op U te vestig. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.